Daar's ek op die skerm, so oombliekie gemis. Dit is Vrydagoggend, die 3de April 2026. Dis goeie Vrydag en vir die van julle wat nog op die pad is, ry veilig na julle bestemmings toe en kom veilig terug en geniet die lang naweek terdee. Ek het dit goed gedink om wel vanoggend 'n gesprek te voer, 'n kort praatjie te lewer, so diegene wat by die huis is en wat graag wil iets hoor, spesiaal dan vir julle gemaak. Wie van julle onthou nog hierdie man, Muammar Gaddafi? En ons ook onthou dat Gaddafi in sy land, in Libië, het mense nie belasting betaal nie. Hulle het subsidies gekry op eerste huiskopers, voertuie, om meer kinders te hê, is alles goed wat hy aangemoedig het deur finansiële dinge daaraan te koppel, vergoeding daaraan te koppel en 'n baie voorspoedige land gewees, maar ook 'n land waar hy beginne dinge sê het wat liefs agterweë moes bly. Nou ons weet dat hy het 'n droom gehad. Hy het 'n droom gehad van die United States of Africa, die Verenigde State van Afrika, om dan 'n politieke en ekonomiese eenheid van die hele kontinent te maak. En hy het gevoel daar moet 'n deurlopende Afrika weermag wees, geldeenheid wat dan gekoppel was aan goud en 'n eensoortige paspoort sodat mense dan ook vrylik kon beweeg. Nou dit was Gaddafi se droom. Dit en die feit dat hy gesê het olie moet aangekoop word, nie met die dollar nie, maar met die geldeenheid van keuse, net soos wat Putin dan ook sedert 2022 gesê het en soos Iran dan ook op hierdie stadium sê. Maar nou net 'n baie interessante ding is dat ons eie Pinocchio het ook 'n aankondiging gemaak dat hy wil hierdie Verenigde State van Afrika, hierdie droom van Muammar Gaddafi, wil hy laat realiseer. Hy is natuurlik 'n meester om aandag van werklike probleme af te lei. Hy sê dat teen 2035 moet Afrika soos die Verenigde State van Amerika funksioneer, 'n federale regering en dan die lande daaronder met baie gemeenskaplike aktiwiteite soos dan die militêr, geldeenhede en wat daarmee gepaard gaan. Maar die verskil is, Muammar Gaddafi was 'n bekwame leier in Libië. Hy het die geld van olie gebruik om vir sy mense beter omstandighede te skep. Nie dit gesteel nie. Of verdoesel, laat verdwyn. Hy het dit nie toegelaat nie. Maar die feit dat hy opgestaan het deur te sê olie moet aan enige geldeenheid kan verkoop word, omdat hy gesê het hy wil Afrika saamsnoer in die Verenigde State van Afrika. Dit is seker die twee grootste redes hoekom hy dan vermoor was, hoekom hy aangeval was, onder andere deur Frankryk. Nicolas Sarkozy was toe die president en interessant genoeg, Muammar Gaddafi het Sarkozy se verkiesingsveldtog gefinansier en natuurlik toe hulle hom uithaal, het Sarkozy nie die noodsaaklikheid ingesien om hom ooit terug te betaal vir die lening wat gemaak was nie. Vuilspel, en ons sien nie die vuilspel altyd net van een kant af kom. Nou kom
ons eie Cyril Pinocchio met dieselfde plan vorendag. Muammar Gaddafi sou heel moontlik semi-suksesvol kon wees om Afrika te verenig. Maar die probleem lê in die suidelike middel gedeeltes van Afrika, waar mense hulle nie gaan steur aan enigiemand anders nie, waar mag te groot is, te hewig is, magsvergrype, mense in posisie hou en in staat stel om hulle self dan skatryk te steel. Nou wil Cyril dieselfde doen, maar Cyril het nie die vermoë om sy eie land van die ashoop af op te tel nie. Hy is dus nie in staat om Suid-Afrika uit die riool gemors te haal waarin hy is, soos Donald Trump dan ook per geleentheid gesê het nie. En as Afrika sou saamgesnoer word, dink net hoe vervalle hierdie hele kontinent sal raak. En dat enige fondse wat op een of ander wyse geïn word, sal net eenvoudig nie tot voordeel van die inwoners van Afrika spandeer word nie. En dit is my kort en vinnige boodskapie vandag. Ek dink nie so iets sal in Afrika werk nie, en ek dink ook nie Cyril het die vermoë en die kapasiteit om 'n Verenigde State van Afrika te stig nie. Al hierdie pogings is net groter gemors van geld, meer redes vir konferensies en gesels en besig te lyk en shine te vang. Dis eintlik maar al wat daarvan sal word. Intussen, geniet jou kondensmelk koffie vir oggend en mag jy 'n geseënde dag verder en 'n geseënde naweek verder beleef. Mooi loop, lekker dag en ek sal maandagoggend weer terug wees by julle.